Right, so, wil jy 'n stukkie mieliebere? Okay, jy weet altyd daai is 'n goeie idee, nê? So ons is hierso, Nampo 2025 by RSA Grain. Wat het hulle alles vir jou hierso van silo's, graandame, die hele lot. Willem gaan my gou vinnig hier deurvat en vir my wys hoe gaan hulle jou bederf. Hi, André. Willem, hoe lyk dit? Lekker en self. Nee, wat rustig. Okay, ons is by Nampo 2025, kan jy glo? Yes. Kan jy al lees? Klaar hier. Sê gou vir my, RSA Grain, verduidelik my, wat het julle alles hierso vir die manne hierdie jaar? So, ons het van jaar bietjie meer probeer fokus op ons graanopberging. So, dis nog altyd ons hoofdeel van die maatskappy gewees. Hierdie jaar het ons klem gelê om te probeer al die verskillende forme wat ons bied hier te hê. Waar jy begin van jou eenvoudigste opgaarmetode, die PVC graandamme daarvoor. Nou, kom ons begin daar, nee, want dis so half jou starter pack, is dit yes, reg? ja. Dis so half jou entry level van in graanopberging. So, dis iets wat baie geskik is vir al van jaar, veral met die lande wat nat is en so die manne wat gedruk is met lorries. Jy weet self, jy weet nie of jy in en uit gaan kom. Hierdie maak dit vir baie maklik om te beplan. Jy kan 3-4 trokvragte hier binne bære en die ouens kom laai by jou op die plaas. Like jy daai trek. Hy gaan gepaard gewoonlik iets soos hierdie auger wat jy by die Singgraandam sien. So ons doen so aflaai bak in die augers. Yes. Die manne moet by ons kom kyk, ons het 'n lekker Nampo special op hulle wat hardloop, want ons weet die manne is vanjaar, ons sukkel om voor te bly met voorraad. Ons het daarom nog so 'n bietjie wat al lê. Maar dit gaan goed en ons sien die manne gebruik hulle vanjaar kwai. Maar wat sal die rede wees daarvoor? Is dit ook nog maar net daai ja, jy moet afkry wat jy kan afkry ensovoorts? Ja, 'n groot deel van dit is die trokke is nie altyd geskik waar die tapkarre en die trekkers ry nie. En om daai twee gekorreleer te kry, partykeer kan die trokke nie op die plaas uitkom nie, dan kan jy nog steeds aanhou stroop en goed daar by jou bære. Dis 'n tydelike opgaarmetode. Hy kan 'n jaar lank hier binne bly sonder enige probleme. Ja, hy's vinnig. As jy 3 ure het, slaan jy hom op net waar jy hom nodig het. Hy kan elektries of hidrolies wees wat saam met hom hardloop. So jy kan hom selfs in die land waar jy besig is om te stroop langsom opslaan en daar bære tot jy daar kan uitkom met die trokke. Jy sien, maar dit is nogal 'n ding. Ek het nie eens regtig daaraan gedink nie. En jy weet veral hierdie Wes-Vrystaat as ek kyk, die watertafel, kyk, watertafelland is ook mos nou net goed tot hy vol is en dan reën dit. En ek sê vir die ergste is dit lyk of hy nog nie meer so nat is nie, maar ons kon nie eers met 'n volklif hier inkom nog nou die dag nie. En ek weet die hele Nampo het nog gesukkel. So, dis iets wat regtig vir vanjaar super geskik vir dit is. En dan het jy daai klein, wil ek sê, daai hoppertjie waar werk hy? So, hulle gaan saam met hoenderhokke, varkplase en dan doen ons ook 'n lam outomatiese voerstelsel, so jy kan omtrent al jou pluimvee, varke, alles kan uit hom uit voer trek. En dan het ons nou so 'n outomatiese voerlyn wat uit hom uit trek. En jy kan tot 1000 lammers op 50 by 60 meter loop op hom. Eintlik baie eenvoudig, nee. Bitter eenvoudig. Wat lekker van hom is, die pulle is nie net die hele rantsoen wat in die bak gegooi word soos in die ou dae wat jy met die voerkarretjie verbyry nie. Hy stoot daai pyp eers vol. Jou spasie onder die pyp is nie te groot nie, so jy moet eers daai onderste vars kos wegvat voordat die volgende kan deurkom. Jy kry nie hopevol kos wat vol speeksel en nattigheid en so is nie. Dit is baie cool. Okay, en dan hierso het ons 'n paar sleepketings, né? Ja, so ons het seker nou so 6 jaar terug met AGI begin saamwerk. Dis 'n groot internasionale maatskappy. Hulle toerusting kom hoofsaaklik uit Italië uit, maar hulle besit 'n klomp brands wat in Amerika, Kanada. Daar's eintlik verskriklik baie toerusting wat onder die AGI vaandel val. En ons het saam met hulle nou al 'n hele paar 100,000 ton in die land opgesit. Ons bring die toerusting dat die manne kan kom sien, kom vat, kom voel. Dat jy sien waarvoor. Dis nie die goedkoopste in die mark nie. Dis ook nie die duurste in die mark nie. Maar dis regtig, ek wil vir jou sê, ons staan vir niemand terug op kwaliteit met hierdie toerusting nie. Hulle is bitter goed gedoen. Al die coatings, jou galvanizing, alles is van die hoogste standaard. Dis Hero spec toerusting. Dit kom nie uit Amerika uit nie. So al jou goed wat vervang moet word is metries. Dis goed wat jy by BMG kan gaan koop as jy 'n boutjie kort. Daar's niks Imperial Siders of enigiets snaaks nie. Ons hou voorraad aan van goed wat ons weet maar wear and tear is. Ja. En ons probeer om ons standtyd altyd so kort as moontlik te hou as iets. Ja, want daar's een tyd wat ek nie like van staan nie en dit is as ek besig is om te stroop. 100%. En ons wil dit so ver as moontlik vermy. En dan hier sinkdammetjie? Yes, ons rol ons eie waterdamme. Jy sal sien hy is so 'n bietjie van 'n valgrys. Ons gebruik 'n aluzink komposisie. Hy het 'n bietjie meer aluminium in as wat jou gewone galvanized plate is. Hy maak hom 'n bietjie meer buigsaam, so hy buig beter vir die damme en hy het 'n langer leeftyd op die einde van die dag. Baie cool. Okay, so verduidelik my specials gewys, want jy het gesê julle het nou daar op die damme, maar sê gou my wat het julle op special hierdie jaar op Nampo, want ons immer so kom ek Nampo toe kom, ek wil 'n specialtjie koop. So, ons graandamme is die grootste een wat op special is.
Dan het ons ook ons sinkgraandamme. Dis nou jou middelgang as jy van jou tydelike stoorspasie na iets wat jy net self op die plaas wil gebruik. As jy 'n paar beeste het en jy wil net 250 na 500 ton. Net al bære. Net al bære vir die jaar se Ek wil nie my mielies vir die koöperasie gee nie, want ek kry hulle nie weer daar uit nie. Jy kry nie dieselfdes terug nie. Ja, dit is presies net so. So, hierdie werk bitter goed vir boere wat self gebruik of selfs vir deurlaai van die groter manne wat 130 ton met deesdae se groot stroper stroop jy 130 ton bitter vinnig. Jy sal sien binne het hy 'n staaldak, so die PVC wat boor is op 'n staalframe, jy haal niks af nie. Die auger wat in is bly permanent daar. Hierdie het ons gesien in die afgelope 3 jaar vreeslik opgetel. Dis amper ons beste verkoper op hierdie stadium. En as jy moet vergelyk prysgewys nou sê maar met soos daai silo wat daar agterkant wat nou 'n proper silo is, persentasie gewys. Wat skoor ek nou hierso, want ek meen ek het nie bakkies, huisters en al daai goede nie. Jou kraggebruik is baie minder. Jou funksionering self, so daar's nie verskriklike gecompliseerde komponente nie. Ons probeer alles so eenvoudig bou as moontlik. Hierdie is ons 'n groot produk wat hoog in Afrika opgaan ook. Juis omdat die manne nie daar altyd toegang het na groot transformers en elektriese komponente soos PLC's en so nie. Hierdie is 'n eenvoudige direct drive, jy koppel jou motors hardloop en hy werk. Uitstekend. Right, waar is julle presies? As ek inloop by die Suidnek gaan na die silos toe. Ja, soek ons vlag. Ons is aan een van die hoogstes. Ons is op F35 reg oorkant Everett. En hier net as jy op die hoofpad is en jy Daskerwana geslaan, as jy te ver, jy moet by Bestbier regs draai. Yes, daarso. Draai by Bestbier regs as jy daar inkom by daai hek, nê. Nee. 100. André, baie dankie. Right, RSA Grain, Nampo 2025. Ek like daai ding. Ek like daai besigheid, nê. Nee. Want hy gaan vir jou baie ver vat vir nie baie geld nie. En soos hy sê dan as jy laat die lorry sukkel, dan sit jy vir jou swembad op. Dis die geval spys af tot volgende keer. Groete. Tadam.